Môre julle, ek is Lisel van Sail en volgende 2 ure gaan julle saam met my kuier hier by Tussen Koffie en Genade. So ons begin vandag met 'n hele nuwe reeks. En ons gaan 'n bietjie praat van herskryf jou lewe. Vandag se tema is: sien jy die groter prentjie raak? So as jy nie van jou storie hou nie, kan jy letterlik net die blaai omblaai en jou storie herskryf. Almal van ons het met tye nodig om ons lewe te reset, as ek dit so kan stel. Net om bietjie te kyk, okay, wat werk op hierdie oomblik en wat werk nie. Daar is soveel mense, en ek het dit nou gesien in huwelike, met hulle werksomstandighede, hoe hulle voel oor hulle self. Daar is soveel dinge in mense se lewe wat hulle partymal, hulle is ongelukkig met dit, maar hulle hou net aan doen wat hulle nog heeltyd doen. En dan dink hulle iets moet verander. So soms is ons so oorweldig met dit wat ons alles moet hanteer, dat ons onsself naderhand heeltemal verloor. En dit is dan ook wanneer ons naderhand voel, ek kan nie eers meer die stem van die Here hoor nie. So as jy so voel, is hierdie reeks net vir jou. Want baie ek vra, maar waar begin ek nou? En hoe gaan ek dit nou verander? En watter kant toe van hier af? En dis waar ek nou net vanoggend vir jou wil saam met jou kom bid en net vra, mag die Heilige Gees jou vandag net weer opnuut kom ontmoet en jou bemoedig om weer by 'n plek uit te kom waar jy weer by die Vader se hartklop kan uitkom en sien wat het hy vir jou instoor. So ons gaan net gou-gou 'n vinnige breek vat. Gaan kry vir jou gerus 'n lekker cappuccino. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Vanoggend praat ons 'n bietjie oor sien jy die groter prentjie raak. So as jy nou byvoorbeeld staan voor 'n skildery. Nou ek wil net hê julle moet vir 'n oomblik jou oë toemaak en die volgende sien wat ek nou gaan beskryf. So aan die een kant het jy die pragtige see-toneel. En jy het mense wat op 'n bootjie ry, jy het mense wat in die see swem. Daar is seemeeuwe wat rond vlieg. Daar's kinders wat op die strand speel. Daar's kinders wat loop en roomys eet. En dis eintlik hierdie ontspanne, lekker voel skildery. Maar as jy bietjie nader gaan kyk en jy kyk net na die see, dan is daar 'n groot golf. Nou as jy gaan fokus net op hierdie groot golf, gaan jy die res van die prentjie heeltemal mis. En dit is ook baie keer wat ons in ons lewe doen. Ons kyk nie na die groter prentjie nie. Ons is partymal ingestel op iets spesifiek en die meeste van die tyd is dit iets negatief. En dan mis ons al die mooi, die lekker en die goed wat ook daar is. So as iemand nou hierdie skildery bekyk en hulle fokus net op hierdie groot golf, al wat hulle gaan dink is, hier kom gevaar, julle moet uit die pad uitkom, hierdie golf gaan vir julle doodslaan, dit is 'n tsunami, dit is 'n groot probleem. En eintlik as jy dit in konteks sien, dan sien jy, dis eintlik maar net 'n kleiner golfie, waarin mens eintlik maar net kan swem. En dit is presies hoe dit werk, so, want waarop jy gaan fokus, bepaal jou instelling. En dit gaan jou hele lewe bepaal en hoe jy alles om jou gaan sien. En jou instelling bepaal jou realiteit. Sit net vir 'n oomblik en dink oor hierdie konsep. So, dit waarop ek fokus, dit gaan my instelling wees. Dit is hoe ek die lewe gaan sien en dit gaan my realiteit wees. En dit is ook hoekom ek al nou vorige keer al gesê het, jy sien nie die lewe soos wat dit werklik is nie. Jy sien die lewe soos wat jy is, uit die bril van jou hart
uit die bril van jou opinie, uit die bril van hoe jou filters in plek gesit is. So jou instelling kom eintlik oorspronklik van waar af. Dit kom uit jou hart uit. En dit wat jy in jou hart dra. En ons het nou in die vorige reeks al gepraat van saad wat jy saai in jou hart. So as jy byvoorbeeld onvergewensgesindheid in jou hart ronddra, gaan dit verseker bepaal hoe jy ander om jou gaan hanteer en dit gaan dan jou realiteit word, want wat jy saai, sal jy maai. So as jy die hele tyd dink, mense wil jou indoen, mense, daai ene gaan my seermaak, daai ene kan ek nie vertrou nie, daai ene is dit, daai ene is dat, en jy is met 'n negatiewe ingesteldheid, wat jy nou kyk na mense, gaan jy dan hulle negatief hanteer, en hulle gaan natuurlik terug negatief reageer. En dis wat ek bedoel van, dit gaan 'n invloed hê in jou hele lewe. En dit is net so as jy byvoorbeeld, sê nou maar, jy kyk na jou man, kom ons praat met julle vrouens wat getroud is, en jy het 'n negatiewe instelling oor jou man. Daai arme man kan hoe oulik wees en wat reg doen. Al waarop jy gaan fokus en waar jy gaan raak sien en waar jy gaan praat, is dit wat hy nie doen nie en dit wat hy nie reg doen nie en dit wat fout is hierso, nie? Want in jou hart is daar onvergewensgesindheid of jy's kwaad oor iets wat hy gedoen het. En ons gaan later bietjie in hierdie reeks gaan ek my eie man inkry en ons gaan ook 'n bietjie praat oor resetting of om jou hele huwelik te reset oor die manier ons daarna gaan kyk. So oor 'n paar weke gaan ons 'n bietjie daar ook oor gesels. Maar as jy jou fokus net intentioneel gaan beginne skuif en jy gaan in plaas van om na die negatief die hele tyd te kyk, en ek praat nou met die mense om jou, by jou werk, wat ook al, en jy begin oor die positief te konsentreer, dan gaan dit jou realiteit herskryf. Want as jy die heeltyd net oor die negatief dink, jy praat net oor die negatief, dan word dit wie jy is, en jy trek negativiteit na jou toe aan. En hulle praat baie keer, praat hulle van the attraction of law of attraction, nie? Wat maar eintlik net 'n Bybelse beginsel is, want dit is die saai en maai beginsel. So as jy positiwiteit begin fokus op. Nou kyk, ons het nou al gesê, daar gaan baie keer negatiewe omstandighede wees. Daar gaan baie keer moeilike omstandighede wees en ek sê nie mens moet dit ignore nie. Maar ek praat hier van iets wat uit jou hart uitkom, jou ingesteldheid en hoe jy na die lewe om jou kyk. Natuurlik gaan dit ook 'n geweldige invloed hê in jou senuweestelsel. En as jy ook bietjie praat, as mens nou praat oor burn-out en oor om by rus uit te kom en juis by 'n plek van genesing uit te kom, is dit so belangrik om te verstaan, mens is gees, siel en liggaam. En dit wat jy psigies aan jouself doen, dit waar jy dink, jou brein, hoe jou brein werk en wat jy, want onthou jou brein doen nie wat jy sê jy moet doen, nee. En wat in jou emosies aangaan, daai gaan natuurlik 'n direkte invloed hê, letterlik in jou selle en in jou senuweestelsel. Dan sit dit druk op jou senuweestelsel en dit is dan wanneer jy in 'n mode aangaan van veg of vlug, veg of vlug. So jy het nie eintlik gevaar nie. Maar jou brein sê die hele tyd vir jou, jy moet veg, jy moet vlug, jy moet dit, jy moet dat, want jy het nog nie by die plek uitgekom en kyk, dis 'n baie wye onderwerp, want daar's verskeie goed wat jy moet doen om jou senuweestelsel te reset. Jy kan letterlik gaan vir terapie om dit te doen, maar die lank en die kort wat ek wil sê is, hier kom dit ook met regulering. En om ook dan intentioneel by 'n plek uit te kom om te sê, wat saai ek? Wat is die saad wat ek in my hart saai? Want onthou wat ons gesê het, uit dit vloei die lewe. So wanneer dit is die oorsprong van hierdie opbou van emosie, dit is die oorsprong van die hele situasie wat mense senuweestelsel oorlaai is onder andere. Nou, ek wil gou-gou by die volgende punt uitkom en voor ek daarby uitkom, wil ek net vir ons die volgende lees in Jesaja 55 vers 8 tot 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways, or your ways, my ways, nee?
En dit laat my dink aan hy liedjie van Frank Sinatra, I'll do it my way, wat natuurlik die opposite is van wat die woord wat die Here vir ons sê. Dan sê hy, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So die manier hoe ons na mense kyk en ons ingesteldheid is nie noodwendig in lyn met die waarheid van die Here nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om gereeld te kyk, wat gaan in my hart aan? Is my hart ingestel om die waarheid te gaan soek? Of volg ek net blindelings wat ek in my emosies ervaar en wat ek in my eie gedagtes opgemaak het? Ons moet die heeltyd, ons gedagtes en ons maniertjies van dinge doen, moet ons onder God se autoriteit plaas. So die oomblik wat jy in 'n moeilike situasie kom, of jy voel oorweldig, is dit so belangrik om stil te raak en te vra, is ek besig om die groter prentjie te sien, of sien ek net wat ek wil sien? En dis baie keer daar waar mense oorgaan in daai paniek en sê, o nee, kyk, hier's nou 'n krisis, hierdie ding gaan nie uitwerk nie, ek het jou mos gesê hierdie gaan nie werk nie, en dan hardloop die een ding na die ander ding, en dan is mense in hierdie stres, en dan is alles haywire, nê? In plaas daarvan om te sê, Here, wys vir my die groter prentjie, wys vir my die gedagtes. So moenie jou eie aannames maak nie, en besluit, nee, weet jy wat, ek weet beter. Gaan hoor by die Here. So, en dit is weer eens wat ons daar by die voete van die Here moet sit en sê, Here, kleur U my prentjie in. Of is jy besig om jou eie prentjie te wil teken soos Mr. Bean? Ek weet nie wie van julle daai fliek gesien nie. Ek dink is die ene wat dit is jare terug, iets van Mr. Bean Go on Holiday, of ek weet nie of dit is nie, waar hy nou by hierdie galery is, van hierdie skildery met onskatbare value, van een of ander iemand se ma, ek kan nou nie onthou presies wie dit was nie, maar die lank en die kort is, op die hy toe nou heeltemal hierdie skildery op hom gemors, en die hele ding is geroon. En hy vat toe 'n koukie pen en hy teken toe soos 'n stokmannetjie net haar gesig in. Julle, ek sal daai sien nooit vergeet nie. En ag nee, dis eintlik net baie snaaks, maar die lank en die kort, dit is wat ons doen. Ons probeer ons eie plannetjies maak en ons probeer dit op ons manier doen en julle, dit sal altyd flop. En dit is hoekom ons moet staan op God se waarheid en sy woord. En ons instelling juis op dit plaas wat God se woord vir ons sê. So kom ons lees gou-gou die volgende versie saam en dan gaan ons weer 'n breek vat. En dis in Psalm 27 vers 14 wat vir ons sê: Wait and hope for and expect the Lord. Be brave and of good courage and let your heart be stout and enduring. Yes, wait for and hope for and expect the Lord. Ek dink dit is ook hoekom Dawid in sulke moeilike omstandighede deur enige iets kon fight met leeu's en beere en amies en reuse, want hy het hierdie beginsel gesnap. So mag ons hartsgesindheid instel. Laat ons na die groter prentjie kyk. Laat ons gaan hoor wat sê God die Vader. Wat is sy gedagtes? Wat is sy wee? En nie net ons eie wee volg nie. Ons gaan gou-gou 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor vra vir die Here om vir jou die groter prentjie te wys. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor sien jy die groter prentjie. Nou in Spreuke 3 vers 5 sê dit vir ons: vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. So dit is waar ons elke dag moet sê: Here, gee vir my insig, gee vir my leiding. Maar as nou party mense na my toe kom en sê: maar jy verstaan nou glad nie my omstandighede nie. Jy verstaan nie wat is dit wat ek mee sit in my lewe nie. En dit is hoekom ek nou in so paniek is en dit is hoekom ek nou so gestres is.
Maar die ironie van die saak is, daar gaan altyd uitdagings wees. Daar gaan altyd moeilike omstandighede oor ons pad kom. Dit is net hoe dit is. Ons bly in 'n sondige wêreld wat eintlik geroon word deur die vyand en hy die autoriteit gekry toe ons sonde gedoen het met die sondeval om te kom heers. En toe kom Jesus en hy gee vir ons die autoriteit om nou die donkerte terug te druk en te sê no more and we taking back authority. Maar dit beteken nie ons gaan nie probleme hê nie, want ons is nog steeds deel van hierdie wêreld, maar ons moet leer hoe om te heers in hierdie donker wêreld. So ons het nie altyd beheer wat ons omstandighede is nie, maar hoe jy dit gaan hanteer is absoluut in jou beheer. So voordat jy nog in die moeilikheid kom en voordat jy nog in moeilike omstandighede is, dit is al daar wat jy al moes gaan vasmaak het in jou hart. Wie is God vir my? Waar kom my sterkte vandaan en wat sê hy en wat is sy waarheid? Want onthou die vyand se strategie is altyd om jou fokus te steel, sodat jy nie die volle prentjie kan sien nie. Nou, so 'n paar jaar terug, ek was nog baie jonk, ek was so 20, 21, ek het geswat in Pretoria en op daai stadium, kyk, ek kom van die Vrystaat af, ons het net buite Ficksburg groot geword en ons het 'n huis daar en ek het toerisme ook onder andere geswat en ek dink toe, jene, dit is al 'n verskriklike oulike idee wees om ons huis, wat in die middel van Senekal Ficksburg is op die terribelste grondpad, om 'n gastehuis daai tyd daar te begin. Vandag se tyd dink ek sal dit werk, want vandag is dit vir mense adventure, maar daai tyd is dit soos, nee, jy doen nie sulke dinge nie. En ek praat hier van maklik, hoeveel jaar, dit was seker 96 daar rond gewees, maar die lank en die kort wat ek wil sê is, ek is toe nou vir hierdie jaar weer terug op die plaas. Nou is ek 20. Dit was vir my verskriklik frustrerend en ek onthou net hoe ek deeltyd sê, wat het my besiel? Daai tyd het ons nie internet gehad nie. Daai tyd het ons nie social media gehad nie. So hoe bemark jy hierdie ding? En dit nou dat ek weet wat ek weet, besef ek het vat eintlik baie lank om veral 'n gastehuis te bemark. Maar die lank en kort wat ek wil sê is daai tyd hierdie Here toe vir my kom sê, luister, maar dis nie eintlik hoekom jy is nie. Ek wil iets vir jou kom deurbreek. En daai jaar begin ek toe met Psalm 23. Ek weet nie eens hoe, wat en waar nie, maar ek het net die Heilige Gees het my net gelei, doen Psalm 23. Ek het begin in Januarie, Psalm 23 bestudeer, nee, versie vir versie, en dan die Here vir my goed daaroor gesê, en dat ek het cross-reference, en dat ek het na hierdie vers toe gebring, en daai vers toe gebring, en begin die Here vir my hierdie onsaglike, ongelooflike downloads gee van Psalm 23. Ek het eers Desember klaar gemaak. Dis so diep Psalm 23 is. En dalk op 'n latere stadium sal ek dalk van hierdie materiaal ook met julle deel op een van die programme, maar die lank en die kort was wat die Here toe onder andere vir my kom openbaar, want eers sê jy sal niks te kort kom nie, ek lei jou na groenwyvelde toe, en dan die simboliek van die groen, die simboliek van 'n veld, die simboliek van die water, en al die verskillende references van lewende water, en sal uit jou binneste vloei, en as jy al hierdie goeders bymekaar bring, dan dink jy, vir wat in jou lewe sal jy nie dit wil hê nie? Wie wil nie in groenwyvelde lewe en by waters waar rus is gaan sit en net die hele dag spandeer nie? Dit is enige mens se droom, maar doen ons dit? Het ons dit in ons lewe? Nee, die meeste van die mense is droog en gestres en opgetens en hulle het nie eers meer water nie, die fontein het opgedroog, nie? So die lank en die kort is wat die Here te vir my wys is. Hy sê te vir Lisel, die punt is nie dat die mense dit nie wil hê nie. Dit is, hulle begin te fokus en hy wys toe vir my hierdie hele visie van die skapie, nee, en dis nou die verlore skapie wat die afdwaal, wat Jesus sê die 99, ek gaan daai een skapie red, nee. Hy sê dan begin jy die skapie te wy en hy eet hierdie grasies en is vir hom te lekker. En hy gaan in verdwaal of hy gaan in die hele dwaal en of hy raak opgewonde en hy sê soos dis nou lekker en ek geniet dit en dis vir my net lekker en dan begin die fokus op die gras te wees en nie meer op die herder nie. En dan eet en as hy weer opkyk, o gats, waar is die herder nou? En dit is wat die vyand met ons doen.
Hy steel ons fokus. En dit is presies, as hy kan keer, dat jy die groter prentjies kan sien, dan kan hy jou keer om by jou destiny uit te kom. En dit is dan wanneer mens op die negatief begin fokus. En op dit wat nie werk nie. Ek is nou alleen, ek het nou verdwaal, ek weet nie waartoe nie. En is baie keer ons eie ons doen dit aan onsself, dat ons eintlik wegdwaal. Want jou werk en materialisme en geld en jou roeping en al hierdie dinge word amper meer belangriker as om by die herder uit te kom. En dit is wanneer ons dan begin negatief profeseer. En onthou, jy as Christen se woorde het baie meer autoriteit. So as jy negatief gaan praat oor jouself, dan manifesteer dit in jou lewe. En dan is dit wanneer ons byvoorbeeld nou nie meer konsentreer op dit wat goed is nie. Ons sien al die negativiteit wat in die land aangaan. En dan wat gebeur is, omdat ons instelling nie meer op die bron is nie, nie meer op die herder is nie, dan verloor ons vrede. En nou is ons somme, omdat ons sê nou maar jy's nou negatief ingestel oor die land en jy's nou kwaad oor die taks wat dit doen en die petrol wat nou hier opgaan en die onregverdigheid en wat. Nou is jy so geïrriteerd, nou haal jy dit sommer op die taxi uit wat voor jou ry en die arme ou doen nie eers eintlik iets aan jou nie. En dit is waarvan ek praat van wanneer jou fokus gesteel word. So ons moet gereeld ons fokus reset en by die waarheid uitkom. So kom ons lees 'n bietjie 2 Korintiërs 9 vers 8. Ek lees dit weer vir ons in die Amplify. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance. So die ding is, moet ons op earthly blessings fokus? Nee, jy moet op God fokus. En soos jy op God fokus, gaan hy anyway vir jou earthly blessings gee. Maar dit moet nie jou eerste fokus wees nie. En dan sê hy, so that you may also, and under all circumstances, and whatever the need, be self-efficient. So hoekom gee die Here vir ons hierdie favor? En hoekom gee hy vir ons hierdie earthly blessings en hierdie abundance? Sodat dit self-indulgent kan wees, sodat ons wel af kan wees en in fame en fortune kan lewe. Nee, nie naaste by nie. Hy gee dit vir ons sodat ons in elke situasie self-sufficient kan wees. En die Amplify gaan verder en hy sê, possessing enough to require no aid, of support and furnished with abundance of every good work and charitable donation. Bedoelende, jy kry alles wat jy nodig het, nie om jou eie koninkryk te bou nie, maar goddelike koninkryk. En dit wat die Here vir jou instoor wil gee. En ons het al laasweek ook daaroor gepraat, want daarin gaan jou ware reward lê. So wanneer jy die gefokus op die groter prentjie, of hoe kan ek sê, as jy juis nie fokus op die groter prentjie nie, en jy maak aannames, en jy begin in jou eie manier dinge in aannames te maak oor wat jy dink die waarheid is vir daai omstandighede. Dit is dan juist daar, wanneer daar begin misverstande inkom, waar jy beginne seer kry. En dit is ook waar mens dan in gebrokenheid lewe. En die Here wil nie hê ons moet daar lewe nie. So voor ons daai aannames maak, nie, vir dit wat vir jou in jou lewe, jou prentjie in die lewe wat die Here vir jou create, maar ook in jou verhoudings. Want hoeveel keer dan het ons net die een kant van die stories en dan maak ons aannames van mense, nie? En dan kan dit baie seer en misverstande veroorsaak. So kry eers die feite voordat jy enige besluite neem. Want as jy dit nie gaan doen nie, kan dit nou juis 'n krisis veroorsaak wat nie noodwendig 'n krisis was nie. Want baie keer, veral met, nou kry jy die WhatsApp, nou lees jy die WhatsApp, maar jy lees net een deel van die WhatsApp, nie? Nou kom daar 'n hele misverstand. En jy neem aan hierdie ou is kwaad vir jou en hierdie nou is ontstel,
Maar as jy eintlik met die ou gaan praat, kyk jy, o nee, hy's nie eintlik kwaad vir my nie. Dit was net hy het eintlik 'n vraag gevra en hy wou net eintlik iets weet geclarified as ek dit nou so kan stel. Dis nou net 'n voorbeeld, maar dit is baie keer soos mens raak vinnig offended. Jy raak vinnig kwaad vir die Here. Jy raak vinnig kwaad vir mense omdat ons nie die groter prentjie sien nie. Sodra daar dan 'n moeilike situasie kom, dan gaan jy dadelik oorgaan in die idee wat jy dan het, die vooropgestelde idee van wat jy dink hier gebeur. En dan in plaas daarvan om die waarheid te sien en om by dit uit te kom wat eintlik hier aangaan, dan veroorsaak ons nou 'n hele misverstand en mis dit wat eintlik daar is wat die Here vir ons wil wys. En dit is ook hier waar ons moet dan kies. Here, help my om my instelling reg te kry. Help my om dit te sien soos wat dit werklik is. So, baie keer moet ons net 'n bietjie gaan stil staan en by die Here gaan hoor. Eerstens, Here, hoe is my ingesteldheid? Hoe kyk ek na ander mense? Hoe kyk ek na uitdagings en moeilike omstandighede? Gaan ek dadelik oor in 'n paniek of vat ek tyd om by u voete te kom sit en die oplossings en die strategie te kry? En dit is ook daar waar ons kan stil sit en Here, gee vir ons die waarheid. Wat gaan werklik hier aan? What is going on behind the scenes? So, hoeveel keer is dit nie ook dat ons baie keer begin stres en kla en dadelik begin aannames maak, terwyl ons eintlik net moet gaan sit, moet gaan bid en sê, Here, expose die waarheid. Wys vir ons die vyand se tegnieke en wat dit is wat hy wil doen om my weg te hou van om die groter prentjie te kan sien. Ons gaan net gou-gou weer 'n vinnige preek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor verskillende elemente wat ons partymal kan terughou of weghou om nie dit te sien wat die waarheid is en wat die werklike prentjie is wat die Here vir ons wil wys nie. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vandag oor om jou fokus in te stel sodat jy die groter prentjie kan sien. So kom ons praat oor verskillende elemente wat ons kan keer partymal om die waarheid te sien oor 'n situasie. Okay, so eerstens het mens partymal wishful thinking, né? En dis amper soos 'n genie in a bottle wat ons sê, I wish I had a better life. Maar dit is juis waar mens partymal al klaar 'n beter lewe het, maar jy kan dit nie sien wat reg voor jou is nie. Jy sal byvoorbeeld wens, ek wens net, ek het soos Chantal in hierdie ryk huis groot geword, sodat ek geen stresse hoef te gehad het nie, dan was die lewe vir jou net baie makliker, want dan het jy nou klaar, jy's wel af, jy's voorspoed, tot jy agterkom dat Chantal in 'n huis groot geword het, waar daar sulke hoë standaarde vir die arme kind gestel is, dat sy net nooit goed genoeg voel nie. Of jy is so, jy dink nou, Liana se man bederf haar so wonderlik, hy vat haar Mauritius toe, hoe gelukkig is sy nie, tot jy hoor, Liana het kanker, en dit is dalk die laaste vakansie wat sy en haar man saam kan hê. Ek meen, en so gaan dit aan en aan en aan. Jy wens dalk jy kan nou by die huis net bly, jy wil nie werk nie, jy wil net by die huis bly, tot jy agterkom, dit gaan jou so besig hou om die huis in stand te hou en die kinders rond te ry en kos te maak en huis skoon te maak en klere te was en te stryk en bla bla bla, dat jy nie eers tyd het om koffie te drink nie. En so is dit dat mens die hele tyd staar na ander mense en wens, ek het dit, ek het dat. Maar jy sien nie dit wat reg voor jou is nie. Ons weet nie altyd wat agter die deure aangaan nie. Maar solank jy staar na ander mense se mooi, gaan jy nooit die mooi in jou lewe sien nie. So die eerste ding wat jy vir jouself moet vra is, waarop fokus ek? Sien ek wel die mooi in my eie lewe? En vra vir die Here, Here, help my met my instelling. Soos ek nou gesê het, hoe mens partymal so negatief kan wees met jou man,
met jou kinders. Jy's frustreerd oor hierdie tiener wat nou in jou huis is en hy's so ongeskik en hy's so lelik en wat moet ek met hierdie kind doen? Hy is so lelik met sy ma. En ja, daar is partymal moeilike situasies wat ons in ons huis moet hanteer. En ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar die lank en die kort is, ons moet intentioneel ons fokus in dit wat ons het, in die moeilike situasie, in dit wat nie reg is nie. Moet ons gaan en sê, okay, maar wat doen my man reg? Wat doen my tiener reg? Is dit nie dalk dat my tiener voel, ek is die hele tyd besig net op opdragte uit te deel. Jy moet nou dit, gaan doen jou huiswerk, tel op jou klere, jy moet meer eet, jy moet nou sport doen, en daar's net die hele tyd hierdie demands, en dalk voel jou tiener, dat jy nie by haar of sy hart uitkom nie. Ek meen, daar kan verskillende redes wees, ek sê nou nie, dis spesifiek dit nie, maar die punt wat ek net wil maak is, vra die Here om te sê, Here, wys my, wat doen my man wel reg? Mag ons 80% mense eerder celebrate, as wat ons die hele tyd hulle kritiseer. En net so 20% opbouende kritiek vir mense gee, en is natuurlik ook hoe ons met mense praat. Die volgende punt wat ek wil maak is, dat ons letterlik die hele punt mis. Kom ons lees 'n bietjie in Efesiërs 5 vanaf vers 14 tot 16. Therefore he said, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine, make day dawn upon you, and give you light. Look carefully then how you walk. En dit is by die deel wat ek uit wil kom. Eerstens sê hy, jy moet wakker word. Skrik 'n bietjie wakker, nê? Dan sê hy, wees versigtig hoe jy wandel. Look carefully how you walk. So jy kan nie net blindelings doen en aangaan en automode gaan en net weet dag in dag uit nie. Ons moet kyk wat ons doen. En dit is daai purpose driven life, kan ek amper sê nie, wat ons jare terug daai kursus ook gedoen het. Maar hy sê verder, hy sê, live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Juis omdat dit evil is, juis omdat dit donker is, juis omdat daar onregverdigheid is, juis omdat al hierdie duiwelse goed op buite aangaan, nê, moet ons al hoe meer met purpose en met wysheid en met accuracy wandel. En dit is presies hierso wat ons die hele tyd moet sê, Here, wys my die miracles voor my. Want ons mis dit, omdat ons aan die slaap is. So baie keer ook dan sal mense sê, nee, maar ek kan nou nog nie dit doen vir die Here nie, en ek kan nou nog nie dat doen vir die Here nie, want ek sukkel nog so, of ek is siek, of ek is, weet, daar's iets wat ek nie het om te kan gee nie, maar kan ek vir jou sê, in my tyd wat ek op my siekste was, het ek eintlik begin weer met die Your Destiny vroue groepie, en dit was hier by 2013, ja, ek dink my dogtertjie was toe so 2 jaar oud, ek het adrenal fatigue gehad, ek het dit gekry met haar geboorte, of net voor, ek was al swanger met haar, toe my lyf al begin inkonk, kan ek so sê, en al daai die Here al vir my gesê, doen dit, en ek het in gehoorsaamheid uitgestap, en daar was tye wat ek so moeg was, en dan was dit daai aande, wat ons self gehad het, wat partymal amazing was, hoe die Heilige Gees net gekom het, en kom werk het, want die ding is, ons doen dit nie in onsself nie, en as ons nie in 100% se afhanklikheid met die Gees van die Here hardloop nie, gaan ons die punt mis, en gaan ons nie oorgaan in aksie nie, want ons moet besef, ons kan dit nie doen in onsself nie, en is juis in ons imperfection, kan ek sê, en daar waar jy weak voel, daar waar jy voel, ek het nie die ability nie, ek is nie sterk genoeg nie, ek praat van genesing, maar
ek voel dit nog nie in my liggaam nie. Ja, net lank en kort, die Here het bonatuurlik my kom genees in 2016. So ek het paar jaar gesit met hierdie adrenal fatigue, maar dit is nou juist die getuienis. Partymal kom die Here en hy genees dadelik. Partymal is dit 'n paar jaar en hy moet vir my sekere goed kom wys het dat ons is gees, siel en liggaam. En ja, partymal bid jy nie instantly gesond. Maar as jy nie instantly gesond word nie, soos Job sê, Here, al bot die vrugte boord nie meer nie en al verloor ek alles, sal ek U nog steeds, nee, dis nie Job gewees nie, maar Job het ook dit gesê. Here, ek gaan nie net lê nie, ek gaan op U vertrou. Almal draai hulle rug teenoor U, maar ek gaan U nog steeds vertrou en dit is wat die Here wil kom wys is. Jy moet juis in jou imperfeksie is dit wat jy partymal moet bedien. Want dan kan mense met jou relate. Want onthou, as jy net 'n geseënde lewe gehad het, alles het net mooi geloop, dit was net sonskyn en rose, jy het geen battles gefight nie. Alles was net vir jou gegee, dit het net outomaties gekom, dit was vir jou maklik. Hoe gaan jy met mense kan relate? En hoe gaan jy vir mense kan verduidelik wat deur pyn werk, deur hartseer en met siektes? En dit is wat vir my partymal so hartseer is, want ons as kinders van die Here moet die antwoorde gee. En dit is wanneer mens partymal Christianies praat en dan kom iemand na jou toe met hulle probleme en al wat jy sê, jy moet net harder bid. Jy moet net meer glo. Maar partymal is dit dieper as dit. Werkgebed 100%. Moet jy geloof hê 100%. Maar partymal is daar praktiese antwoorde wat jy vir iemand moet sê. Soos, hy kan bid hoe lank hy wil. As hy nie gaan genoeg slaap en kry nie en hy eet nie gesond nie en hy gaan nie oefen nie, gaan jy nie by genesing uitkom nie. So ons is gees, siel en liggaam en daai moet ons in konteks sien. So dit is baie keer in jou imperfection wat jy die tools kry vir dit wat die Here wil hê jy moet wees. En dit is waar hierdie ouetjie Nick, ek kan nooit sy van uitspreek nie, maar is iets soos Wokashu, wat ook al, die mannetjie is mos sonder arms en bene gebore. Ek dink hy kom van Australië af. En wat 'n getuienis. In sy imperfeksie kom hy en hy is 'n wêreldspreker met soveel waarhede en hoe ek bewonder my aan hierdie man en ek bewonder eintlik sy ma wat eintlik net gesê het, luister, my kind gaan na 'n normale skool toe. En hoe sy en natuurlik ook hoe hulle dit saam met die Here gedoen het en wat sy getuienis sy het. Selfs met Walt Disney. Hulle het vir Walt Disney gesê, luister, jy het geen imagination nie. En wel, toe het hy Walt Disney begin en dis ja. En dan kry my soos byvoorbeeld Harrison Ford. Weet julle dat Harrison Ford vir 12 jaar 'n carpenter was, soos Jesus? Hy het eers houtwerk gedoen voordat hy 'n akteur geword het. En Michael Jordan, wat ons weet is 'n lange man, hy was letterlik te kort om vir varsity voetbal te speel, was dit basketbal, nê? Te speel. So baie keer, en dit is nogal wat Henry Ford sê, nie, hy is nie Henry Ford, ons moet nou regkom by die verskillende Fords. Hy sê, failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. En Henry Ford het onder andere 5 keer bankrot gespeel. So mag dit ook vir ons wees dat ons dit sien vir wat dit is. En ons moet nie die punt mis nie. Omdat iets gewerk het, maak jou nie 'n mislukking nie. Omdat dinge nie is wat dit is nie, is dit nie te sê, jy is nie goed genoeg nie, of jy het nie dit of dat nie. Ons moet dit altyd sien as die gebrokenheid, die seer, die teleurstelling, die goed wat ek beleef in my lewe. Dis alles tools wat die Here my bemagtig om te kan demonstreer, dis hoe vergifnis lyk. Dit is hoe gentleness lyk. Dit is hoe nederigheid lyk. Hoe gaan jy ooit die vrug van die Gees moet demonstreer as daar nooit 'n geleentheid is om dit te demonstreer nie? Dis baie maklik as alles net goed loop om liefdevol te wees en kind te wees en nederig te wees. Maar die oomblik as dit moeilik gaan, dit is wanneer dit eintlik belangrik is om dan juis in die vrug van die Here te wandel. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons by die volgende punt uitkom wat jou terughou. Ek is nou weer terug.
Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie oor om die groter prentjie raak te sien. Maar ek wil net 'n paar punte noem van wat daar in die lewe is wat ons terughou. So ons het nou gepraat oor wishful thinking en toe het ons gepraat van moenie die punt mis nie. En nou gaan ek 'n bietjie stil staan by vrees vir mense. So hoeveel keer het die opinie van ander mense jou lewe al 'n invloed gehad op jou lewe? En dit is nou weer eens wat ons moet vasmaak in ons identiteit. Plaas ons identiteit op die opinies van ander mense? Of het die inspraak en opinies van ander mense nou nog 'n invloed op my identiteit? En dis eintlik skerry as mens daaraan dink, want jy gee letterlik jou krag weg. Want nou bepaal ander mense jou waarde. En dit is waar ons net weer eens moet besef, wat het ek in my mag? Wat is in my krag? Want geen mens kan jou waarde van jou af steel nie, behalwe as jy dit toelaat. So mense kan jou hanteer nes hulle wil, want dan sê dit meer oor wie hulle is as wie jy is. Maar as jy weet wat jou identiteit het, dan het jy nie nodig dat mense dit vir jou affirm nie, want jy weet wie jy is. Maar nou kry mense wat amper, kan ek sê, victims is van hulle omstandighede. En nou blameer hulle al die mense om hulle vir hoekom hulle is vir wat ek is. Want daai nou dit oor my gespreek, daai nou dit aan my gedoen, daai nou dit en ja, en ek wil dit nie minimaliseer nie en ek gaan nou daaroor praat, want daar's 'n tyd wanneer jy vulnerable was. Daar was 'n tyd toe jy 'n kind was, wat daar regtig onregverdige goed teenoor jou gedoen was, wat jy nie noodwendig toe al die mag gehad het om op te staan teenoor mense wat ouer as jy was miskien. Dit was ouers of dit was onderwysers. En dit is verskriklik belangrik, veral in 'n tiener, om by hierdie mindset uit te kom, aan hierdie krag te aktiveer. Maar as jy geleer het om jou identiteit vas te maak in die Here, dan aktiveer jy eintlik jou krag wanneer jy kies dat menslike opinies gaan nie bepaal wie en wat ek is nie. En dit gaan nie my siening oor die lewe 'n invloed hê nie. Ek het die woord van die Here en die Heilige Gees wat vir my bepaal hoe ek die lewe om my gaan sien. En jy gaan bly net waar jy is. En jy kan wag tot die skaai pers word, nou nee, die skaai word partymal pers. Kom ons sê die lig groen word nie. As jy nog wag virdat mense vir jou daai breek moet gee en mense moet dit vir my gee en mense moet my bedien en mense moet my bemoedig, en ja, hoewel daai, en ons het al daaroor gepraat, verskriklik belangrik is in mense lewe, dat mense dit wel moet doen, kan mens nie op dit staat maak en die invloed en die vrees van mense dat dit jou lewe dryf nie, want dit sal jou breek. Kyk maar net na enige storie van 'n celebrity waar sy sport of sy talent sy identiteit was of haar identiteit was. En nou verloor sy byvoorbeeld haar stem. Of die man kan nou byvoorbeeld nie meer rappie speel nie. Hy het nou kniebesering of 'n rugbesering. Nou val sy hele lewe uitmekaar uit. Want die roem en eer van mense het my gedra, eerder as dit wat ek my identiteit in God geplaas het. En daai sal jou altyd terughou. Net jy kan besluit of jy gaan gelukkig wees. En net jy het die krag om te kies om intentioneel te lewe. Nie dit op wat die mense om jou sê, wie en wat jy is nie, maar dit wat God van jou sê. En dis ook baie keer waar mense dan kan rondkyk na ander mense, soos wat ek nou genoem het, en dan dink jy, ai, daai mense het so lekker lewe, ai, daai mense is so gelukkig, kyk, hulle gaan nou weer lekker by 'n eetplek uit eet, en hulle gaan nou weer op 'n vakansie, en hulle gaan nou, plaas daarvan, dat jy, in plaas van, wat jy die hele tyd kyk, wat ander mense doen, en wat aan ander mense se lewens aangaan,
begin ek kyk en is weer eens daai fokus op jou eie lewe. Hoekom begin jy dit nie beplan nie? Hoekom doen jy nie meer moeite om jou man en jou kinders of wat ook al, kom ons gaan bietjie naweek soontoe, kom ons gaan eet 'n bietjie saam daar uit, of dis nou 'n simpel voorbeeld, maar jy hoor wat ek sê, wat is dit wat jou terughou? En dit is weer eens op die manier hoe ons dink. Soos jy sal byvoorbeeld kry dat mense wat diabetes is, nou hulle moet natuurlik nou 100% wegbly van suiker. Nie 'n bietjie of dit en dat nie. Ja, hulle kan nou spuit en insulien spuit en alles, maar hulle moet eintlik glad nie naby suiker kom nie. Maar dan kry jy mense en hulle is dalk obese en hulle diabetes, nou kan hulle amper nie sonder die suiker lewe nie, maar iemand wat glad nie obese is nie, wat nie besig is om dood te gaan nie, hulle kan sonder suiker. Dan vra jy jouself, hoe in jou lewe, want dit gaan oor die manier hoe jy dink. So, hoe moeilik is dit om dit te aktiveer? Is letterlik 'n keuse. Nou om terug te kom, wat ons nou gepraat het van die vrees van mense. Nou vrees van mense kan jou absoluut in gevangenskap hou. Onder andere het navorsing al bewys, die grootste vrees wat mense het is natuurlik public speaking, om voor mense te praat, wat vir my eintlik so ironies is, want mense is maar net mense. Jy het 'n opinie, ander mense het 'n opinie, mense gaan dalk nie hou van wie jy is nie, dalk luister mense na hierdie program en hulle stem nie saam met my nie, en dis oukei. Jy kan jou opinie hê. Ek het my opinie, maar wat ek ook nou wil sê is, ons moet eintlik almal eerder streef om ons opinie onder God se opinie te plaas in die eerste plek, maar die lank en die kort is, nie almal gaan van jou hou nie. Daar gaan mense wees wat nie hou van wie en wat jy is nie, en weet jy wat, dit is oukei. Almal hoef nie van jou te hou nie. So hou die vrees van mense ons partymal terug, want hulle opinie is vir ons meer belangriker as wat die Here oor ons sê. En dit is dan letterlik wanneer ons partymal onsself verloor, want dit is woorde wat mense oor ons gespreek het, dinge wat mense van ons verwag, wat ons moet wees, wat ons dan aantrek in onsself, en dit is dan wat ons identiteit word. So as jy net ook 'n bietjie gaan kyk, as gevolg van woorde en dinge wat mense oor jou gespreek het, daai maak natuurlik seer, en soos ek nou gesê het, ek wil dit nie minimaliseer nie. Want die woorde wat mense oor jou spreek, veroorsaak dan hoe ons dit gaan filter, en dan uit dit uit wil ons 'n beskermingsmeganisme bou om ons. So dan begin ons onderliggende aannames te maak, sonder dat jy daaraan dink, dis eintlik in jou onderbewussyn. Want nou besef jy, okay, laas keer toe ek opgestaan het en ek het gesê hoe ek dink, toe die mense met my beklei, hulle het my verneder, hulle het vir my verduidelik hoe stupid is ek, miskien dalk was jy op hoërskool, en nou sê jou verstand, jy moet nooit weer sê hoe jy dink nie, jy moet eerder stil bly, you must quiet your voice, you must quiet wat jy dink, jy dalk opgestaan vir dit wat reg was, en mense het nie daarvan gehou nie, hulle was offended, en nou voel jy, o nee, daai beskermingsmeganisme, ek moet eerder stil bly, ek moet nie sê wat die regte ding is nie, ek moet sê en word wat mense wil hê ek moet wees. En so bou dit dan denkpatrone, sodat ons naderhand word en is wat mense in die wêreld van ons verwag om te wees. Dan verblind dit ons dat ons nie meer die groter prentjie kan sien nie en kan wees wie ons werklik moet wees nie. En ons word vasgevang letterlik deur die woorde wat daar oor ons gespreek is. En nou moet jy so perform om hierdie mense gelukkig te hou. En die prentjie wat hulle van jou het, en die verwagtinge wat hulle oor jou het, moet jy nou vervul, dat jy letterlik jou destiny op die ou ende heeltemal mis. En ongelukkig is dit, dat onderwysers, families, ouers, vriende, almal het 'n inspraak een of ander tyd in jou lewe gehad. Dit kon goed gewees het, maar dit kon ook baie sleg gewees het. En hier wil ek ook 'n bietjie stil staan met ouers wat so gefokus is op performance en dat hulle
kinders net moet perform en hulle moet hierdie prestasie bereik en hulle moet daai prestasie bereik en hulle moet op die prysuitdeling met hulle 2000 trofees kry. Okay, nee, dis nou oordryfing, maar julle hoor wat ek wil sê, dat hulle nie by hulle kinders se harte uitkom nie. So daai kind moet so perform dat hy laterand nie meer wil lewe nie. En dit is hoekom ek ook dink soveel kinders sit met anxiety en depressie, want die wêreld druk hulle. En is letterlik, en ek is net al in laerskool, die verskriklike druk wat daar is om verantwoordelikheid te vat. Nou kyk, verseker met jou kind leer verantwoordelikheid. Maar as jy gaan kyk na verantwoordelikheid, is daar verskillende boublokke verantwoordelikheid. En dit voel vir my deesdae, ouers, onderwysers en die samelewing wil klein groot mensies grootmaak. So hulle moet al op graad R die verantwoordelikheid kan vat, wat eintlik eers op 15 kan gebeur. En graad, as hy 8 is, moet hy nou al redeneer soos 'n ou wat al 18 is. En dit is onregverdig. En dit is baie keer hoekom kinders dan al van kleins af klein performertjies word en hulle word wat mense van hulle vra om te wees. En kyk, hierdie is 'n baie wye onderwerp en ons kan eintlik lekker stil staan nog hierby, maar die lank en die kort wil ek wil sê is, wat is die prentjie? Wat is die punt wat ons hier wil maak? Gaan dit oor wat die Here gesê het daai kind moet wees, of is dit die verwagtings van die ouers? En baie keer is dit ook dat ouers voel hulle was 'n mislukking. Nou wil hulle deur hulle kinders lewe, want nou is hierdie kind eweslik hierdie super atleet cinema. En nou is dit net van voor tot agter, is dit net atletiek, of dit kan wees akademies, of dit kan wees in 'n musiekinstrument, of wat ook al. En dan is dit so 'n hoë standaard, die ouer kan nie eers daarby uitkom nie, maar hy verwag, die kind moet daarby uitkom. So moet daar dissipline wees, 100%. Maar alles in die lewe het 'n balans. En altyd moet ons vra, wat is die motief agter dit? Want wat sê die Bybel? Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So ons moet, en as jy kyk ook, dit beteken sy unieke gifts, sy unieke gawes. Jy as ouer moet dit ontdek. En die ander kant wil ek ook sê, as mens nou kyk van die pendulum, die een kant is die ouers overperform, en dan weer aan die ander kant wat ek ook beleef het, is kinders wat juis half doelloos is, wat half nie weet in wat se rigting nie. Dan sal ek met tieners praat, sê ek, okay, so wat is jou begeerte om enig te word? Want hulle nie 'n klou nie. Hulle weet nie eens wat hulle begeerte is nie, want hulle, of die ouers, want dit is waar ek voel ook as ouers, moet ons partymal saam met ons kinders hierdie prentjies inkleer. En sê, luister, ek sien hierdie natuurlike talent in jou, en dis ook nie manipulerende, dominerende, jy moet nou dit, en jy gaan nou dit. Jy gaan en jy werk saam met jou kind en sê, kom ons kry meer inligting oor dit, kom ons kry meer, want elke kind is anders. Sekere kinders is meer gedrewe, jou gaan hulle nie eers 2 kansse gee nie, hulle weet al, luister, ek wil 'n dokter word, ek wil 'n tandarts word, ek wil 'n ingenieur word, fantasties, wonderlik, daai kinders is amper half selfgedrewe, jy hoef hulle nie te dryf nie. En dan kry, en dit is so interessant, want my kinders, 3 kinders verskil dag by nag, een boetie is baie meer ambisieus, die ander een is meer rustiger, laid back, hy kan nie worry of môre hy 'n werk het of nie, hoewel, dis nie dat hy niks wil doen nie, maar hy is baie meer laid back, kan ek sê, as hy boetie, en dis okay, maar net met dit moet mens altyd die groter prentjie sien, en dit in balans sien. So die lank en die kort wat ek net wil sê is, ons moenie ons kinders se gees breek nie. Van die woorde wat jou breek, daai woorde wat ons partymal in mense se lewens saai, kom dan, en dit word dan, of dit word dan naderhand 'n plant van verwerping. In plaas daarvan dan om die Here te please, gaan ons oor in people pleasing. En dit is veral in tiener, as jy tiener is hierdie ongelooflik belangrik, hoe ons met ons tieners werk. Want ons kan hulle nie oorbeskerm net so, ag my liefietjie, alles moet net lekker en goed en wel wees, en jy mag nie pyn beleef nie, maar aan die ander kant kan ons ook nie hulle so erg druk, dat ons hulle verloor nie. Ons moet by hulle harte eers uitkom, en dan uit verhouding uit, moet ons hulle lei, in die rigting wat die Here saam met ons, en die ouers en die kind lei, waantoe daai persoon moet gaan. Dit tel ook vir mense wat baie meer sensitief is, want jy kry mense wat meer koleries is, hulle is net hierdie
A-tipe persoonlikheid, hulle hardloop net voort, hulle kan minder worry wat wie van hulle sê, hulle het al 'n dikker vel, hulle kan kritiek hanteer, fantasties vir hulle, maar dan kry jy nou meer die mense wat baie meer sensitief is, wat meer 'n mercy hart het, wat alles so persoonlik optel. En vir hulle is dit partymal moeilik, want vir hulle is dit so erg om mense te leer te stel, dat hulle enigiets sal word, net dit wat daai mense van hulle verwag. En dan word hulle naderhand soos chameleons. Dit wat die mense van hulle wil hê hulle moet wees, dit is hulle dan, in daai oomblik. Maar daai gaan jou in 'n boksie plaas, dat jy nooit werklik kan vrykom nie, want jy gaan altyd die guns van mense nastrewe. En dan gaan jy die groter prentjie mis en die droom wat die Here oorspronklik in jou hart het. So vra vir jouself vandag, as ek vrees in my lewe het, of eerstens het ek vrees in my lewe van mense, het ek 'n tipe van vrees vir verwerping? Waar kom hierdie wortel vandaan? Hoekom is dit dat ek die hele tyd mense wil please en nie die Here nie? En dan moet jy gaan en intentioneel elke woord en elke vervloeking wat mense oor jou gespreek het van jy sal nooit iets word nie, of jy is nie goed genoeg nie, of nee wat, jy moet nie eers probeer nie, hoe dink jy gaan dit reg kry, nie? Of wat ook al die situasie is, en jy weet dis iets wat die Here vir jou gegee het, maar mense het met hulle woorde dit afgebreek. Is dit so belangrik dat jy daai goed vasvat en sê, Here, mag U vir my die waarheid kom deurbreek in hierdie situasie. Want woorde wat oor gespreek het, hang letterlik in die lug. En jy moet dit intentioneel gaan afsny. Veral woorde wat doodspreek. So of dit nou bewustelik is of onbewustelik. As jy bewus is van sekere goed wat oor gespreek het, wat jy weet, dit is waar ek 'n inner wel gemaak het, want daai persoon het dit gesê. Of jy weet wat daai persoon gesê het in jou seerste seer, waar hulle jou juis moes beskerm het hulle miskien jou gejudge. Wat ook al dit is, mag die Here dit vir jou openbaar. Spreek daai mense vry. Sny daai woorde af en kom vry, sodat jy die prentjie kan sien wat die Here vir jou inkleer en nie wat mense vir jou inkleer nie. Ons gaan gou-gou weer 'n breek vat en dan gaan ons oor die volgende aspek praat van wat ons wil terughou. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie oor verskillende aspekte wat ons terughou sodat ons nie die volle prentjie kan sien en dit wat die droom is vir die Here in ons lewe kan bewerkstellig nie. Nou die vierde aspek wat ek oor wil praat is verlore belangstelling of 'n verlore droom. Kom ons stel dit eerder so. Wat op die ouende dan depressie veroorsaak in ons lewe. So daar kom 'n stadium in mense lewe, nê, wat jy nou genoeg klere gekoop het. Daar's nou genoeg dekor in jou huis. Ons het nou genoeg gefliek. Ons het nou genoeg vakansie gehou en dit voel naderhand dit wat jou altyd vreugde gebring het. Dis nou vir jou boring. En is nou afgesaag. En partymal is dit tot mense mans begin jy naderhand te irriteer, nê? Maar kan ek vir jou sê, ek en my man is nou 26 jaar. Nee, ekskuus, 27 jaar al getroud, nê? En die een ding wat ek agtergekom het is, as jy nie die heeltyd excitement skep nie, want jy moet dit skep, dan begin dit boring te raak. En begin mens die fun te verloor, nê? En hoekom is dit? Want mens gaan naderhand, kan ek sê, in 'n roetine. En nou roetine is goed, maar hoor nou wat ek wil sê van die hele ding van, jy gaan net van A tot B. Dit is letterlik of jy net oorgaan in outomatiese roetine van, ek gaan nou soontoe, ek doen nou dit, en dan begin jy naderhand jou kreatiwiteit te verloor. Dit raak soos ek sê boring en jy verloor naderhand jou daai oomf wat jou gedryf het, wat jou opgewonde gemaak het oor hierdie ding en daai ding en veral soos mens ouer word, is dit verskriklik belangrik, soos ek al vroeër ook met julle gepraat het, om die seisoene in jou lewe te verstaan, maar in elke seisoen die mooi te gaan soek. Maar naderhand as mens net oorgaan in hierdie outomatiese auto mode, dan sit of dit sy krag verloor.
En jy verloor ook naderhand die beauty van alles. So as jy nou net nie getrou is nie, julle gaan op honeymoon, julle het julle nuwe huisie, julle het nuwe werke, of dan is jy so opgewonde en dit is so lekker en alles is nie. Dis soos 'n kleintjie wat 'n nuwe speelding kry, of vir die eerste keer wat jy byvoorbeeld op 'n vliegtuig gevlieg het, of die eerste keer wat jy die see gesien het, die eerste keer wat jy oor see was. Dit was so exciting. En nou gaan jy al vir jou 20ste keer oor see, nou is dit net soos, ag nee, is nou net weer 'n lang flight in plaas van om die mooi nog daarin te sien. Daarom is dit partymal belangrik om uitdagings te hê in mense lewe en verandering in mens se lewe. Om nuwe plekke te gaan besoek, nuwe dinge uit te probeer, want jy sal nooit te oud wees om te leer om iets nuuts uit te probeer nie. En dit is nou presies daar waar mens voel, ek staan op, ek gaan werk toe, ek gaan huis toe, ek maak kos, en dan oor naweek is ek heeltemal te moeg en uitgeput om enigiets te doen, en dit is wanneer mens begin binge watch, en jy lê net die hele dag voor die TV, eet junkkos, en weet julle, al daai sit jou in 'n mode van doelloosheid, wat op die ouende dan ook dan depressie in ons lewe veroorsaak. En dit is hier waar ons uit daai rat uit moet kom. Jy moet in die begin van die jaar eintlik sit en elke liewe maand besluit, ek gaan iets nuuts uitprobeer. Of is dit nou kookklasse, of is dit om nuwe coffeeshops te gaan besoek, of om net iets kreatief te doen. Miskien is dit om te gaan verf. Ek het op 'n stadium met ek so begeerte gehad om te verf. Jene, en ek het hierdie idee in my kop en hierdie verskillende verftegnieke en toe kom ek agter, ek is nie eintlik 'n skilder nie, dit irriteer my verskriklik en ek het net besef nee, hierdie verfding werk nie vir my nie, maar ten minste het ek dit probeer. Dit is soos byvoorbeeld jy en jou man, het julle 'n date night? Gaan julle elke keer na dieselfde plek toe of gaan jy bietjie probeer iets anders? Bestel bietjie iets anders. Dit is nou iets kleins, maar wat ek wil sê is, die oomblik wanneer jy die van verloor, in jou huwelik, in jou werk, met jou kinders, en dit wat jy doen, het jy die lewe verloor. Want dan is dit juist daai ding van, dis nou 'n moet doen ding, eerder as dis 'n wil doen ding. So dit is ook baie keer van, mense het hierdie vooropgestelde idees van, ons gaan nou hierdie wonderlike lewe hê, ons gaan nie beklei soos ander koppels nie, ons gaan hierdie gelukkige huwelik hê, en dan voor jy jouself kan kyk, dan val jy ook net weer van, weet jy wat, dis eintlik baie harder werk as wat ek gedink het. So ons het hierdie droom, tot ons hierdie stel trappe sien wat ons moet uitklim, en dan sit soos, nee, dis nou nie die moeite werd nie, en dan begin mens meer in die gemak te val, of dit is te moeilik om te verander, so don't rock the boat, so ons bly maar net waar ons is. Maar ek wil gou net by die volgende punt uitkom, en dis wat ek so vinnig aangespreek het, is die hele ding oor depressie, en ek dink volgende week bietjie meer hieroor praat, maar wat ek net hier wil noem is, en dis ook 'n strategie van die duiwel, is hy wil ons krag steel. Nou in Nehemia 8 vers 10, en ons almal ken hierdie skrif, sê, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength and stronghold. En die joy kom hand aan hand met wat ek nou nog gesê het van ware van, dit bring, of jy kry ware geluk en jy kry valse geluk, maar ware geluk om die joy of life te hê, dit is wat die Here vir ons wil gee. En die oomblik wanneer jy jou vreugde verloor jy jou krag. En dit is die strategie van die vyand. En dis baie keer hoekom ons in depressie val. Nou, ek gaan nou nie lank uitbrei oor depressie nie, want soos ek sê, op 'n ander stadium, wanneer ek 'n bietjie meer tyd het, gaan ek 'n bietjie meer hieroor praat. En ons is nou amper aan die einde van die program, maar voor ons afeindig, wil ek ook net 'n paar goed noem, wat die vyand in plek sit om van ons te steel. So ons gaan net weer vinnige breek vat, en dan gaan ons terugkom en bietjie oor hierdie onderwerp praat. Ek is nou weer terug. Julle, dit was so lekker om nou vanoggend saam met julle te kuier, en ons kom nou hier aan die einde van die program. Maar voor ons gaan afsluit, wil ek net so vinnig stil staan
En ons praat nou vanoggend oor om die groter prentjie te sien. En soos ek genoem het, is die vyand wil die heeltyd ons fokus steel met leuns en dan wil hy ons dismobilise, as ek dit nou so kan stel. So ek gaan net so 'n paar goed noem en kyk uit baie strategieë, maar onder andere is daar 4 goed wat ek net by wil stil staan. En die eerste ding is wat hy gebruik, nê, om ons nou ons prentjie te steel en ons fokus te steel, is hy kom met condemnation. Nou ons moet besef, die vyand sal altyd jou wil condemn, nê? Hy sal die hele tyd vir jou probeer verduidelik wat jy nie doen nie en hoe verkeerd jy is en hoe sleg jy is. Maar die Heilige Gees kom en hy convict. So dit is die verskil tussen condemnation en conviction. So wanneer die Heilige Gees met jou praat, is dit 'n waarskuwende, liefdevolle boodskap. Moenie dit meer doen nie, want dit en dit gaan jou skade doen. Waar die duiwel kom en hy wil die hele tyd jou probeer verduidelik hoe sleg jy is, né? Maar wat sê Romeine 8 vers 1 vir ons? Therefore, there is now no condemnation, no adjusting guilt of wrong for those who are in Christ Jesus, who lives and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. En dit is vir ons die geheime antwoord. So, omdat jy nie meer in die vlees wandel nie, en omdat jy nie meer in intentionele sonde wandel nie, maar in gehoorsaamheid met God en met die leiding van die Heilige Gees, is ons nie meer condemned nie. So mag daai vir jou 'n waarheid wees vanoggend. Die tweede ding is, hy sal kom met sulke leuns soos, o nee, jy's 'n bietjie dom, jy is nie so slim nie. Ander mense sal dit beter as jy kan doen. Jy het nie die vermoë om hierdie goed te verstaan nie, maar weet julle wat? Jesus het gesit en met klein kindertjies op sy skoot getel en met hulle gewerk. En hy het gesê, mag jy maar net geloof hê soos hierdie klein kind. Jy het nie 'n PhD nodig om God se stem te hoor nie. En dis juis in jou insignificance wat die Here kom en hy wys vir jou wie jy is. Jy is nie so dom of slim oor wie, dit gaan nie oor hoe dom of hoe slim jy is nie. Dit gaan oor wie die Here in jou is en wat hy in jou geplaas het. Ek kyk, die Here het tot al deur 'n donkie gepraat, nê? So, Psalm 81 vers 10 sê vir ons, I am the Lord God, your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Want dit kom nou by die tweede punt en hierdie gaan eintlik hand aan hand. So die derde punt. Die derde punt is die duiwel wil die hele tyd sê jy is ongekwalifiseerd of jy is nie gekwalifiseerd genoeg nie. Jy het nie die vermoë om te doen wat jy moet doen nie. So hy sal die hele tyd jou abilities in twyfel trek. En weet julle wat, kan ek vir julle sê, in my eie lewe, op laerskool was ek verskriklike skaam, teruggetrokke, mens en ek kon nie eers voor mense praat nie. Ek het geen selfbeeld gehad nie. Inteendeel was dit ook omdat ek so inadequate gevoel het. Omdat ek gedink het ek is dom, want daar was letterlik 'n scenario wat gebeur het toe ek baie jonk was. En dis 'n lang storie, ek wil nou nie die hele storie praat nie, maar die lank en die kort is, ja, ek het dysleksia, ek lees nie altyd die woorde reg of verkeerd nie, en weet jy wat, ek kan minder worry. Ek het nou gewoond geraak daaraan, want ek weet my brein werk anders as ander mense se breins. Maar dit moet jou nie terughou om te word en te wees wie die Here jou geroep het om te wees nie. Want die duiwel wil die hele tyd hê ons moet op ons onvermoë fokus. Nee, jy kan nie dit nie. Jy kan nie dat nie. En dis weer eens wat ek nou gepraat het van die vrees van mense, om voor mense te praat. Waar in jou lewe het ek gedink ek gaan op die radio met mense kan praat? Want ek kan nou minder worry of ek voor 1 mens vertel van die Here of 2000 mense vertel van die Here of 10,000 mense vertel van die Here, want dit gaan nie meer oor die getal nie. Want dit gaan oor dit wat die Here vir jou gee om uit te gee vir die mense om jou. Dan is vrees van die Here nie eers in die prentjie nie, want jy kyk anderste. En dis juis wanneer ons nie meer op ons eie vermoë staat maak nie, en nie meer konsentreer, wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie. Wat jy agterkom, dat dit juis is wanneer God se super oor ons
natural kom, dat ons eers kan doen wat ons moet doen. Want op die ou ende was dit die bloed van Jesus wat ons gekwalifiseer het om te word en te wees wie ons is. Want ons kan dit in elk geval nie uit onsself uit doen nie. Wat ons doen en wie ons is, word equipped deur dit wat God vir ons is. So kom ons lees 'n bietjie 2 Korintiërs 12 vers 9 wat vir ons sê, But he said to me, my grace is enough for you. En ek dink ek het hierdie laasweek ook gelees, maar hoor hoe amazing is dit hy. Dan sê hy, For my strength and power are made perfect, fulfilled and complete, and show themselves more effective in your weakness. Therefore I will all the more gladly glory in your weakness and infirmities, that the strength and power of Christ may rest upon me. En dan die 4de punt is wat die duiwel ook nou wil doen, wat in sy strategie is, nie? Is om die hele tyd jou te herinner van jou verlede. Hy wil weer eens die prentjie kom steel, jou fokus kom steel. Nee, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Nee, jy het so 'n donker verlede. Hoe gaan jy ooit 'n verskil kan maak? Hoe gaan mense ooit vir jou wil luister? Kan ek vir jou sê, hoe donkerder jou storie was, hoe meer is dit amazing wat sy getuienis jy kan uitbring van wat die Here van donkerte na lig gedoen het. Hoe groter is die transformasie, hoe groter getuienis het mens eintlik, nê? Want die groot ding is hoekom die duiwel dit doen is, want hy weet wat in die toekoms lê. Nou wil hy nie fokus op die toekoms nie, want hy weet, daar is nie 'n toekoms vir my nie en ek gaan heeltemal verslaan word in die toekoms. So ek moet so ver as moontlik mense probeer terughou in hulle verlede, sodat hulle nie by die waarheid kan kom en by die potensiaal kan uitkom wat die Here in jou geplaas het nie. Efesiërs 3 vers 20. Nou hierdie skrif is vir my baie, baie spesiaal, want dit is die skrif wat die Here ook vir my gegee het vir die bediening, Your Destiny, wat ek begin het in 2000. Dit was letterlik in die jaar 2000, het die Here vir my hierdie hele visie gewys van om met vrouens te werk en hy het hierdie skrif vir my gegee en dit is so 'n kragtige skrif wat praat oor jou destiny. En hy sê, Now to him who by in consequence of the action of his power that is at work within us is able to carry out his purpose and do super abundantly, far over and above all that we dare to ask and think, infinitely beyond our highest praise, desires, thoughts, hopes and dreams. So maak nie saak wat hierdie wêreld gedoen het om jou te breek nie. Maak nie saak in wat se seer, teleurstelling of gebrokenheid jy op hierdie stadium voel nie. Niks is te erg of te diep of te ver weg dat die Here nie kan werk. En hierdie skrif sê vir ons, dis die krag wat hy het, wat hy in ons werk, om sy doel tot vervulling te bring. Dat ons in super abundance kan lewe, bedoelende, nie materialisties nie, maar hier binne in jou, daai lewende water wat ons van gepraat het, wat jou vol maak, dat jy volkome kan word, bo dit wat jy gedink het, bo dit wat jy nou hoop voor, en wat jou drome is, het die Here vir jou in stoor. Maar ons moet elke leuen van die vyand afbreek, afsny, en dan gaan ons sê, Here, wys vir my u prentjie en volg net dit wat die Here vir jou sê. Ons gaan net so laaste breek vat en dan gaan ons terugkom en net gou-gou oor al die verskillende punte praat wat ons vandag bespreek het. Ek is nou weer terug. Julle, dit was weer so lekker om hierdie laaste 2 ure saam met julle te kon kuier. En nou gaan ons net 'n bietjie praat oor die verskillende elemente wat ons vandag hanteer het. So eerstens, dit waarop jy gaan fokus bepaal jou instelling. En dit wat jy gaan sien in jou lewe. En jou instelling bepaal jou realiteit. Nommer 2, ons het nie altyd beheer oor moeilike omstandighede in ons lewe nie. Ons het wel die beheer om te kies wat ons instelling gaan wees en hoe ons dit gaan hanteer. Nommer 3.
Skuif jou fokus op die groter prentjie, op wie God sê jy is en wie God vir jou is en begin dit te spreek in jou lewe. Nommer 4. Vra vir jouself op wat dit is wat jy fokus. Op dit wat jy wel het en die mooi in jou lewe, of fokus jy net op die negatief? Nommer 5. Moenie jou imperfections probeer wegsteek nie. Dis juis in jou imperfection dat mense met jou kan relate. Nommer 6. Net die feit dat jy dink jy kan dit doen, is al wat jy nodig het om dit te kan doen. Moenie dat vrees van mense jou terughou nie en moenie jou krag weggee nie. Nommer 7. Dit is so belangrik om die heeltyd uitdagings en verandering in jou lewe toe te laat, sodat jy nie stagneer nie en die lewe vir jou 'n doel gee en interessant is. Nommer 8. Moenie toelaat dat die vyand of jou verlede jou terughou om te word wie God jou gemaak het om te wees nie. Nommer 9. Dit is nie wat jou terughou nie. Dit is wat jy dink wie jy is, wat jou terughou. Nommer 10. Jy kan nie omstandighede beheer nie, maar jy kan wel jou gedagtes, jou instelling en jou attitude kies. So kies lewe. So vinnig wil ek net afsluit en sê, daar is 3 sleutels wat jy nodig het om jou droom oop te sluit, of om verandering oop te sluit, want onthou ons moet die heeltyd verander, en soos ons verander, beweeg ons nader na ons doel toe. Die eerste ene is kennis, kennis is die saad van verandering. So, as jy nie weet wat fout is nie, as jy nie weet waaraan om te werk nie, hoe gaan jy dan kan verander? So ons moet vir die eerste ding moet ons vra, Here, gee vir my kennis en insig, laat ek kan sien wat moet ek verander in my lewe. Dalk is dit dat ek entitlement het, of ek het trots in my lewe, of ek het weer victim mentaliteit, wat ook al dit is. Here, wys vir my, wat daar is in my lewe wat ek beheer oor het, wat ek kan verander. Die tweede ene is om te luister, is die saad van om te leer. So, wees ingesteld om te luister, want ons wil baie keer praat en ons wil ons opinie gee en ons wil ons kennis deurgee, maar partymal moet ons stil bly en luister, want jy kan nie leer terwyl jy die hele tyd praat nie. En dit geld ook vir jou verhouding met die Here, om bietjie te gaan luister, wat wil hy vir jou sê? Wat wil die Heilige Gees vir jou sê? En dit is die derde sleutel. Die derde sleutel is God se woord is die sleutel om jou grondgebied in besit te neem. So dit is juis hier waar ons dan moet sê, Here, u woord bring vir my die waarheid. U woord gee vir my die lewe en die kennis van waartoe ek moet gaan. As mens kyk na gawe, en ons gaan bietjie later in die reeks bietjie meer hieroor praat, maar ek wil net praat oor, as jy kyk, jou gawe van iets, of die gawe van enige iets, van 'n mens, van 'n onderwerp, is die bron van die waarde van daai persoon of daai mens. Soos byvoorbeeld, nou gaan julle verstaan wat ek bedoel. So 'n lig kan nie werk nie tot die lig aangeskakel is. So die feit dat die lig kan gee, dit is sy gawe. Sy gawe is om lig te kan gee. Maak hom waardevol in 'n donker vertrek. As jy byvoorbeeld 'n selfoon vat, jy gaan nie weet wat die waarde van 'n selfoon is tot jy hom oopmaak en jy sê, o, jene, ek kan bel, ek kan nie weer kyk, ek kan voice notes los, ek kan dit, ek kan dat, en jy kan al hierdie dinge doen. Nou kry die gawes wat, of die talente, of die bron van wat hierdie selfoon is, nê? Dit gee vir hom sy waarde. So jy kan alles dalk verloor. Jy kan tot jou waarde verloor, maar jou gawe verloor jy nie. En dit is weer eens 'n hele nuwe onderwerp wat ons 'n bietjie volgende week oor gaan praat, van jy moet dankbaar word vir die gawes wat die Here al reeds in jou geplant het. Want weer eens met die groter prentjie mis ons partymal, wat is die gawe wat die Here binne in my geplant het? En dan is dit wanneer ons waarde verloor.
En dis wanneer die satisfaksie nie meer daar is nie. En dit is juist hier waar ons weer moet by dit uitkom en sê, Here, aktiveer weer hierdie gawes wat U in my geplaas het, sodat dit optimaal U koninkryk kan uitbrei, maar ook weer eens vir jou daai doel en daai purpose in die lewe kan gee. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor breek deur na oorwinning. As daar enige van hierdie lesse is wat jy dalk gemis het of jy wil weer daarna luister, is jy welkom om te gaan kyk. My webwerf is nou weer aan die gang by yourdestiny.org.za. Jy kan ook subscribe op YouTube, is dit Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail. Jy kan ook bietjie gaan loer op Instagram, is dit Your Destiny, Your Story. Is nou alles bietjie confusing, is net omgeruil. En dan op Facebook dink ek is dit Your Destiny. Ja, want dit was op verskillende tye gestig en toe die goed nou nie lekker ooreengestem nie, maar dit het alles te doen iets met Your Destiny. Maar ek wil net vir julle sê, mag die vreugde van die Here hierdie week saam met jou wees, sodat jy sal kyk hoe anders te kyk na jou lewe, dat jy die groter prentjie sal raak sien wat reg voor jou is. Mag die Here kom en vir jou leer om op dit te fokus wat sy waarheid is en wat hy oor jou sê, en elke leuen wat mense oor jou gespreek het of wat die vyand oor jou of vir jou wil sê, om dit te kan identifiseer, vas te kan vat en af te sny. Mag julle 'n wonderlike oggend verder hê. Ek praat weer volgende week met julle hier op Woensdagoggend van 9 tot 11 by op Hartklank, sit tussen koffie en genade. Lekker dagie, bye.